Ek groet u in die wonderlike naam van ons Koning Jesus Christus, ons Verlosser, ons Saligmaker, op hierdie donderdag, die 14de Mei 2026, Hemelvaartdag. Ek is Jacques Pieters, hierdie is Brood vir die Siel, 0720202615. Jy weet, ek sit vanmôre so en ek dink aan my verlede. Ek dink aan die dae toe ek het geweet van Christus, ek het geglo op 'n manier, altyd gesê op my manier. En ek weet wat ek gedoen het, ek weet hoe ek gelewe het. Glad nie hoe 'n Christen moet lewe nie. En ek sê Christen, ja. En baie mense sê deesdae, hulle wil nie Christene genoem word nie. Maar Christen, die woord Christen beteken volgeling van Christus. So moenie skaam wees om jouself Christen te noem nie. Al is daar valse Christene en jy wil nie geassosieer word met hulle nie. Jy weet wie jy is in Christus. Jy weet waar jy vandaan kom, net soos ek weet waar ek vandaan kom. Ek dink terug vandag in my verlede. Ek dink terug waar Christus my kom uithaal het, daar waar Christus my gestuur het, daai tye wat ek ongehoorsaam was, die tye wat ek gehoorsaam was. En ek weeg dit alles op vanmôre. En ek voel bly in my hart, want ek weet ek verdien niks wat Christus vir my gedoen het. En jy sien, as ons kyk na die storie van ons Verlosser, ons Koning, ons Priester, dan sien ons sy lewenswandel as mens, die woord in vlees. Hy het net goed gedoen. Hy het wel bestraf die wat teen hom was, soos die priesters, die fariseërs. Hy het hulle bestraf, ja. Hy het die boom bestraf wat nie vrug dra nie. En ons moet dit sien as 'n teken dat ons moet vrugbaar wees met die woord. Ons moet die vrug van die Heilige Gees hê. Ons moet die vrug dra volgens wat by ons bekering pas. Jy weet, en ek dink aan elke storie, elke wonderwerk wat hy gedoen het, elke woord wat hy gedeel het. Die blindes se oë het hy geopen, hy het soveel mense genees, soveel duiwels uitgedryf. Hy het die woord vir ons so kom oopmaak, meer verstaanbaar. Maar dan kom mens daar by sy graf. Eerstens by sy kruisiging. Hy is alleen. Hy is so alleen. Selfs Petrus wat hom beloof het, ek sal U nooit verlaat nie. Hy het hom 3 keer verloon, gesê ek ken hom nie. Maar daar waar hy in sy graf gelê het, vir 'n dag, net vir 'n dag. Toe hulle by sy graf kom, toe sy graf leeg. En ek sit vanmôre en ek sit so tussen die skrifte van die opstanding en die hemelvaart. En ek wonder, wat sien sal ek deel vandag? En Markus is die ene. Markus 16, vers 9 tot 20. En nadat hy opgestaan het, vroeg op die eerste dag van die week, het hy eers verskyn aan Maria Magdalena, uit wie hy 7 duiwels uitgedryf het. Dis die vrou wat die albasterfles gebreek het, nie oopgemaak het nie. Sy het dit gebreek. Sy het elke druppel van daai olie sy gebruik om Jesus te salf. Omdat sy ook weet waar sy vandaan kom. Omdat sy ook weet wie sy was en wat sy nou is. En uit dankbaarheid het sy Christus erken as ons bruidegom en hom kom salf met die nardesolie, wat olie is wat gebruik was deur die vrouens wanneer hulle self gereed maak vir hulle bruidegom.
Daar het sy Jesus gereed gemaak. Want wanneer hy weer kom haal hy sy bruid. Hy het reeds die reuk ontvang. Die albasterfles is gebreek. Ons hoop is daar. En sy het gegaan en het vertel aan die wat saam met hom gewees het, terwyl hulle treur en ween. Dink hieraan. Hoeveel mense het Jesus gevolg? Hoeveel mense wou meer en meer van hom weet? Wanneer Jesus daar in huise gaan kuier het, wou Maria by sy voete sit, terwyl haar suster besig was om kos te maak en voorbereiding te doen om die mense te voorsien van hulle nodighede. Hoeveel mense wat melaats was van die 10 het omgedraai en gesê, dankie Here, net een. Hoeveel mense wat kon sien en kon hoor, wat doof was en blind was, het hom gevolg. Hoeveel was daar by sy kruisiging om te sê, hy is 'n goeie mens. Hoeveel van daai wat deur sy genesing aangeraak was, deur sy liefde aangeraak was, het gaan klippe gooi, het gaan saam skree met die oorvloed van mense wat teen hom gedraai het. Dis min wat opgestaan het. Dis min wat getreur het. Dis min wat hom regtig gesoek het. Net soos vandag, is daar min wat hom regtig soek. En toe hulle hoor dat hy lewe en deur haar gesien is, het hulle dit nie geglo nie. En hierna het hy in 'n ander gedaante verskyn aan 2 van hulle terwyl hulle loop op die pad in die veld. Hulle het ook gegaan en dit aan die ander vertel, maar die het hulle ook nie geglo nie. Later het hy aan die 11 self verskyn toe hulle aan tafel was en hy het hulle ongeloof en hardheid van hart verwyd, omdat hulle die wat na sy opstanding gesien het nie geglo het nie. Hulle het gesien hoe hy sterwe. Die een aan wie hulle 'n verwagting gehad het aan wat nie gebeur het sodat hulle verwag het nie. En hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy wat glo, luister mooi, hy wat glo sal hom gehoorsaam wees, hy wat glo sal hom laat doop, sal gered word. Maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. Want die wat nie glo nie, gaan nie sy woord lees nie. Die wat nie glo nie, gaan hom nie soek nie. En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek. Slange sal hulle opneem, en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Op siekes sal hulle die hande lê, en hulle sal gesond word. En nadat die Here dan met hulle gespreek het, is hy opgeneem in die hemel, en het gaan sit aan die regterhand van God. Maar hulle het uitgegaan, en oral gespreek, en die Here het saamgewerk en die woord bevestig deur die tekens wat daarop gevolg het. Amen. As ons hierdie woord van God glo, dan weet ons, dit is ons wat onsself terughou. Dit is ons wat terughou om te doen wat ons beveel was om te doen. Gaan die hele wêreld in. Lê jou hande op die siekes. Hulle sal genees. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie vir hierdie dag, Here. Dankie dat ons hierdie dag kan herdenk. Wetende dat ons Christus Jesus het gekom as 'n voorbeeld op die aarde, sodat ons kruis kan dra, sodat ons in sy voetspore kan volg, sodat ons 'n verandering kan maak waar ons ook al gaan, in die naam van ons Jesus Christus, ons verlosser. Wees met ons op hierdie dag, Here. Ons loof en eer U. Ons maak U naam groot vandag, Here. Elke dag. Maar vandag dink ons aan dit wat U vir ons nagelaat het, toe U opgevaar het na die hemel. Amen. Onthou, lees jou Bybel, moenie toelaat dat die wêreld jou mislei nie. Groete.